So ek het vir julle 'n baie lekker preek voorberei. As jy my nie glo nie, hier is hy. Maar gaan hom maar afsit. Hierdie ding maak snaaks. Nou maak hy snaaks, hè. Hey. Moet ek hom neersit? OK, moenie op my skree nie. Ek sit en ek berei hierdie preek voor, maar jy weet baie keer doen jy iets maar jou hart sê in dit nie? Nee? Soos julle wat elke dag werk toe gaan? Ek sê ook net, sies. Ek geniet my werk, ek is baie lief vir my werk. Ek geniet nie die mense met wie ek werk nie, maar ek geniet my werk. Dis nou julle, hoor. Ek joke net, ek so lief vir julle. Hierdie ding klink nog steeds snaaks. En praat nou met 'n ou. Hy sê, ons gee so alles vir die wêreld en die Here kry wat oorbly. Ek sê vir hom, nee, eerstens kry jy 'n vrou wat oorbly en dan kry die Here wat oorbly. Dan is daar niks oor nie. En ek maak vanoggend my skrif oop. En die Here sê vir my, ek wil jou iets wys. Ek sê, Here, dit is oulik, maar ek moet preek. En die Here sê vir my, ons moet gewoond raak aan die feit dat prediking nie die enigste rede is hoekom ons moet kom nie. Ons is veronderstel om te kom vir die volmaak in die Heilige Gees om die week te probeer trotseer. En ek beleef so in my gees weer 'n ding wat vir my so eintlik na in die hart is. Want het jy agtergekom dat kinders van die Here lyk baie keer meer siek as wat hulle is, as hulle in die teenwoordigheid van die Here is? Het jy al gesien hulle lyk meer bedroef as hulle in die teenwoordigheid van die Here is? Want ons aanbid so. Nee? Of het is, ja, ag Here. Hoeveel keer begin ons 'n gebed met ag? Kom gou. Repent. Ag Here, dis nie ag Here nie. Here, hier is ek. Nee? Maar ons het 'n bietjie gelag. Ek word nie van daai fake lag wat hulle kry. Ek praat vir dit. Wanneer jy net die teenwoordigheid van die Here geniet en daar geglimlag. Vanoggend staan ek hier en ons het hierdie moment en wat doen ons gewoonlik, ons raak so heilig, nee? Weet jy hoe lyk 'n kerk heilige gesig? Sê jy reg? Nee? Sies buks. Amper sê ek nou iets stouts. Maar ek beleef so in my gees dat ons het in tyd om sê, so exalt, yes, lift up on high the name of Jesus. So exalt, lift up on high. Nee? So nie julle nie, ek praat van ander kerke. En die Here gee vir my, hierdie liedjie is baie ou, hoe oud is die liedjie? Stok oud, en ek sê, Here, waar? Ek loop in die huis, ek begin. Nou sê ek soos, wat fluit ek? Nou weer ek die woorde onthou. En ek kry die liedjie en die Here sê, hulle moet hom doen. Ek sê, Here, ons doen nie ou liedjies nie. En die Here sê, van wanneer af doen jy wat jy wil? Nou, nie meer nie. En ek beleef so, toe ons die liedjie doen, as jy het nie weet nie, gaan ek jou sê, het die Here regtig iets in jou gees kom restore. En kan ek jou sê wat dit is? 'n bietjie joy.
Want jy sien, wanneer ek met die Here is ek ernstig en ek is gefokus en ek is in die troonkamer, ons niks fout met dit nie. Maar maak seker dat jou gesig nie bedroef is en jou hart ook is nie. Maak seker jou hart is vol joy en jou gesig is bedroef, want dis ook okay. Praat nou nog met 'n ou wat glad nie die Here dien nie. Hy sê die rede hoekom ek nie die Here dien nie is dit lyk nie lekker nie. Ek sê wat? Hy sê julle mou net. Julle mou net. Hy sê jy het nou net gemou. Ek sê ja, ek het. Maar ek het oor jou gemou, so dis nou nie. En die Here vat my na 1 Korintiërs, soos jou Bybel het 1 Korintiërs 3. Net voor dit het Paulus een van die skrifte gesê wat my so na my hart is, toe ek hom verklaar het, want ek het myself onderneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. En ek is baie lief vir daai skrif, want dit is eintlik wat ek nie moet doen, maar ek gaan nie daar praat nie. Vanoggend gaan ek met jou praat oor op koers, en die snaakste van alles is, my preek gaan inpas met my titel. Hy kom daaraan, en die opskrif sê, die gelowige is 'n gebou van God, Christus die fondament van die gebou. Nou, ek het hierdie week het ek hierdie so bietjie gekou aan, want ek hou nie van as die Here iets met my deel om dit met julle te kom deel nie, want dit is myne. Want jy sien, ek weier om hierdie Bybel te lees vir 'n preek. Ek lees hierdie Bybel vir my. Ek lees hom nie vir jou nie. Jy sien, wanneer ek hierdie Bybel net lees om 'n goeie preek te kry, dan het ek nie verhouding nie, dan het ek 'n werk. Ek ken mense wat die Bybel net oopmaak om vir iemand gou 'n WhatsApp te stuur. Die Bible app, nee, copy paste. What is the word for the day? Nee. Jy weet die Here het elke dag vir jou 'n woord. Hy het elke dag 'n woord wat met jou persoonlik wil deel, nie die een wat op die Bible app is of die een wat jy kry by die tannie op WhatsApp nie. Hy het een wat hy elke dag met jou wil deel. En dis nie noodwendig daai een nie. Word dit nou so stil. Die pastoor sê alweer ons moet Bybel lees. Hy begin, hy sê, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Kan ons gou daar stop? Kan ons gou besef wat se inleiding dit is? Hy sê, ek en jy is die medewerkers van God. Nee, Here, jy verstaan verkeerd. Susan bid beter as ek gaan haar stuur. Kom ons bel gou die pastoor, dat ek sien nie se siek ou. Julle doen dit nou nie, man, ek praat nou van. Ons het so op 'n plek gekom, wat ons so maklik die werk vir iemand anders gee, of dit net nie eenvoudig doen nie, want die Here gaan dit doen. Maar hy sê ons is medewerkers, so ek weet van jou nie, 'n medewerker is iemand wat saam met my werk. Nee? Dis iemand wat saam met my iewers heen gaan. Hy sê dan volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Kan ek jou sê wat hy sê? Hy sê so, wat gebeur? Hier kom ek in jou lewe in, Greg en ek lê 'n fondasie in jou lewe. Dan kom ek op 'n plek en Greg ontmoet die volgende ou en die volgende ou bou die mure in Greg se lewe. Hoekom? Want ons is medewerkers. Toe maar ons sal dit alleen doen. Kom ons sluit af met gebed. Daar's soveel mense wat jy bereik in wie se lewe jy net 'n saadjie saai en iets gebeur, nie waar nie? Jy moet nou met my lei want ek is besig met 'n lekker inleiding want ek is iewers op pad. En ek beleef in my gees hierdie dat die skrif is so maklik vir my en jou geskryf om die Here te dien. Want dit is eintlik maklik om die Here te dien. Dit is net die Engelse woord is die magnitude of wat ons voel dit is, hou mense meer weg as wat dit mense nader trek. Hy sê, en hier is my goed. Hier is my goed. Nee, kom ek sê dit nie. Nee, presies. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. En dit is Jesus Christus.
Hoeveel keer kom ek in jou op 'n plek? Hoeveel keer is dit ek kan vir julle beloof dat daar soveel mense in my lewe, pastore, dominees met wie ek praat, wat soveel keer 'n boodskap kry of 'n WhatsApp kry om te vra, is hierdie legit? Is hierdie die Here? Is hierdie reg? Dan vra ek vandag vir jou om sê as dit nie op Jesus gebou is nie, is dit nie Jesus nie. Punt. As dit teenstrydig is met wie Jesus is dit nie Jesus nie. En vanmôre wil ek vir jou vra, ons is op koers. Nee? Waantoe? Geen pilot vlieënier, nee? Mooi. Gaan op die radio vir jou sê, attention all ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Dan sê hy vir die volgende. Ons het verdwaal, maar ons maak goeie vordering. Ek gaan daar sit en soos, wag wat? Sê weer? Ons het verdwaal, maar ons maak goeie vordering. Ek weet nie van jou nie, maar as jy al verdwaal het, ek het al goed verdwaal in my lewe. Dan sê ek vir myself, nee, ek was al hier, maar ek dink is hier links. Dan gaan ek hier links, en dan draai ek weer regs, ek weet nie, dis ek 19 kilos weg van waar ek wag moes wees. En ek beleef so in my gees, dat ons is so op 'n plek wat ons almal wil bou, en ons almal wil iets deel, ons almal wil iets met die Here deel, ons almal wil iewers heen gaan saam met die Here, maar ons is nêrens bereid om te seker te maak, dat ons die waarheid bou nie. Kan ek vandag vir jou sê, daar is baie, hoor vir my, daar's baie evangelies daar buite. Dis nie noodwendig die evangelie nie. Jy is daarom in die regte kerk, ons is die volle evangelie. Maar daar's soveel evangelies. Ek wil vandag vir jou sê, ek het in die week met Charlene, laasweek dink ek, het 'n koffie gedrink, toe sê ek vir hulle, ek is so moeg vir die feit dat ons so baie dinge bysit by Jesus, wat nie nodig is nie. Ons sit soveel goed by, wat nie Jesus is nie. Ons sit soveel goed in, wat nie Jesus is nie. Ons verklaar soveel goed, wat nie Jesus is nie. En nêrens in my lewe, kom ek op 'n plek wat ek kan sien, Jesus Here, waarmee is jy besig? Want ek voeg net by. En naderhand kan ons nie meer bybly nie, want ons het meer by Jesus gesit as wat hy moet hê. Onthou julle die dae toe fietsry nog 'n baie cool ding was? Ons het in die aande tot hoe laat het jy fiets gery, want ons fyn, jy kon, nê? Nee? Vandag gaan ry jy fiets laat in die aand omdat jy hom nie meer wil hê nie. Sies, ek self, ek sal verbeter. En ek beleef in my gees die volgende. Ons is so besig baie keer met alles wat ons bysit by die Here, dat ons nooit by ons deurbraak uitkom. Want ons bou, en ons bou, en ons bou, maar ons kyk nie een keer op die plan nie. Ek het die voorreg gehad om in konstruksie ruk te wees in my lewe. En ek het gesien hoe lyk dit as hulle 'n huis bou en is op 'n verkeerde plek. Ek het al gesien hoe bou hulle op 'n enkel vloer fondasie op 'n ongelukkige dubbel vloer. Hulle is nog eens klaar en dan val hy. Want ons kyk nie op die plan nie. Nou gee vanmôre vir my vra, okay pastoor, maar wat is die plan? Dan gaan hy verder, hy sê, en as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stroopels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar word. En vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Is julle reg vir hierdie een? Okay, julle is nie, maar hier kom dit. Hierdie fundament wat ons het, jy geweet dat ek is elke Sondag besig hier om 'n fundament te bou. Besig om te bou in jou lewe. En dan sê die woord, wat eintlik vir my skrikwekkend is, en dit is die waarheid, elke ou wat hier staan en iets sê, gaan verantwoordelikheid daarvoor vat. Ek gaan. En hy sê hier dat dit wat jy doen, gaan getoets word deur vuur. Nou kan ek gou vandag vir jou, nee, dalk moet ek dit nie sê, nee, sies. Ek gaan dit sê.
Kan ek gou vandag vir jou sê, daardie werkie wat jy doen, om vir die ou R10 te gee, in plaas van om te bid, wil ek vandag vir jou sê, as daai gebrand word, is dit net weg. Dit is net weg. Want jy sien, ons kom op hierdie plek waar dit vir ons gemakliker raak, om eerder iemand wat swaar kry, of iemand wat sukkel, of iets vir hulle, net gou ietsie te sê, en nie koninkrykswerk te doen nie. En ek wil vandag vir jou sê, daardie werke waarvan hy hier praat, is daardie goedjies waarmee ek en jy onsself bluf, om onsself te regverdig. Kan ek verder gaan? Kan ek erger gaan? Of moet ek net hier stop? OK, kom ek stop net hier. Julle is bang. Julle is bang. Hierdie werk waarvan hy praat hy van goeders wat ewigheidswaarde het. En ek wil vandag vir jou kom vra, wat in jou lewe, waarmee jy jouself besig hou, jou bediening, jou roeping, het ewigheidswaarde? Wat? Nou sê iemand vir my, die kerk is so besig, julle doen soveel goed, en julle gaan so te kere, en al die goeders. Ek sê, ja, ons is, maar my vraag is dit ewigheidswaarde, of lyk ons net besig? In die week sê ek een van my vriende, hy bel my, en ek is besig, en ek het 'n klomp werk om te doen, en ek het regtig 'n klomp afsprake, maar om, wat vir my belangrik is, ja, kom ons gaan doen, ek sê, ek kan nie, want dit het ewigheidswaarde nie. Hy sê, wat? Ek sê, dit wat ons wil nou gaan, om hierdie te gaan doen, het nie van ewigheidswaarde nie, dit wat ek nou moet gaan doen, het van ewigheidswaarde, so gaan dit nie kanseleer nie. En nie agterkom die wêreld verstaan dit nie meer nie. Hy gaan verder. Hy sê, vers 14, as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur die vuur heen. En dan kom hierdie skrifvers, wat ons 'n liedjie oor het, wat ons almal in Sondagskool gehoor het, wat ons almal van weet. Want hy het nou net kom sê in vers 14, dat hulle kom toets in vers 15. Ons gaan toets hoe dit werk. Onthou jy op skool moes jy altyd gaan in die tegniese afdeling, omdat jy uit roomys stokkies uit 'n brug bou, en dan gooi die meneer 'n gewig op daai ding. En dan val hy. Want hy is nie sterk genoeg nie, want ek het nie die boek gelees nie, ek het hom net gebou. Nie met my gebeur nie, my net gestaan. Vind ek myself op hierdie plek, dat ons gaan getoets word vir dit wat ons gebou het. En dan sê hy hier die liedjie wat ons ken. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Kom, weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Ek kan nie moves onthou nie. Jy's 'n tempel van die Heilige Gees. En dan, vol van lof, vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Kom nou, ek is 'n tempel van die Heilige. Nee? En ons love it, en ons ken. Wanneer was dit gesing? Nou net. Hy sê, weet julle dan nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon? En dan sê hy vers 17, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Vanmôre wil ek vir jou hierdie vraag kom vra, wat se tempel bou jy? Want is jou tempel gevul met die Heilige Gees? Is jy nog op koers iewers heen op pad met die Here, of is jy net op cruise control en kom ons kyk wat gebeur? Kom ons ry net, ons het verdwaal, maar kom ons hou net aan. Ons gaan iewers uitkom. Ek wil vandag vir jou sê, in jou geesteswêreld, wanneer jy verdwaal het en afgedwaal het van dit wat die Here af sê, wil ek vandag vir jou sê, is dit 'n oneindige pad, jy gaan nooit uitkom nie. Maar as jy omdraai en terugkom na die waarheid toe, sê hy, dan is jy 'n tempel van God. En hy sê, die Heilige Gees sal binne woon. En dan soos julle maar kan nie, ek het nie krag nie, hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer wat? Die Heilige Gees oor julle kom. Nou wil ek vandag vir jou kom vra, jy het die Heilige Gees, want jy verklaar jy's 'n tempel van die Heilige Gees, maar waar is die vrug? Die tempel is gebou, en die tempel is mooi, maar die ligte is af en niemand kan inkom nie. Die tempel is jy. Dan sê vers 18.
laat niemand homself mislei nie. Hy sê, as iemand meen, dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Hierdie het my gebed, julle. En die week sê ek vir iemand, dis hartseer om te sien, mense wat so slim raak met die woord, mense wat teoloog raak, jy kan maar gaan kyk, die slim kokkedore met die dik brille, wat dink hulle weet te veel van hierdie Bybel af, het 0 verhouding met die Here. Hy weet te veel. Hy het verby dit gekom. En hierdie het my so geslaan. Hierdie het my regtig getref. Want ek sê vir myself, Here, hou my dom. Klink verskriklik, né? Maar Here, hou my op 'n plek wat ek nie slim raak in wie ek dink ek is vir U nie. Want hy sê, laat hom dwaas word. Laat hom op 'n plek word wat hy weer eens die glorie van God kan sien, beleef en ervaar. Jy agterkom wanneer ons te veel weet, wanneer ons te veel dink, dan het ons 'n sekere manier wat ons gaan bid, daar's 'n sekere manier hoe dit moet lyk, daar's 'n sekere manier wat ek moet voel, voordat ek kan worship, voordat die band eintlik daar is, moet ek eers die hoender vrys kry, of ek moet eers something, né? Ons het seker boksies wat ons moet tik, voordat ons, Here, as jy hierdie, dan sal ek. Terwyl hy kom sê, word weer dwaas. Hoekom sal hy dit sê? Hoekom sal die skrywer hier kom sê, word weer dwaas? Nou, ek kan vir jou vandag sê, ek kan 9 preke uit daai skrif uitvat, maar ek wil vandag vir jou sê, wat is my nuwe openbaring van hoekom ons moet dwaas word? Want ons moet terugkom na die basics toe, van wie die Here is. Terugkom na die begin toe, terugkom na daar waar hy weer my hart roer. En vir my kom sê, hallo, onthou jy wie ek al was in jou lewe? En dan sê hy dit vir my so mooi. Hy sê, want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Kan ek jou gou sê wat dit vir my beteken? Wat dit vanmôre my hart wakker maak is? Ek en jy is nie veronderstel om te stry met hulle wat dink hulle is slim oor die woord nie. Ek en jy is baie keer so konstant besig om mense te oortuig, terwyl die woord sê ons moet niemand oortuig nie. Die Heilige Gees doen oortuigwerk. Ek en jy is saaiers. Ek gooi in die week, my vrou het so 'n nuwe ding gesien, ek weet nie waar sy al die inligting kry nie, maar sy het my hierdie inligting gedeel, en ek glo haar, want sy is gees van waarheid. Gees van waarheid bly binne haar. As ek wonder iets, dan gee sy my wat dit is. Sy sê, ons moet die klein worshoontjie moet gestimuleer word, want daar's baie heel dinge in my huis min oor. En ek bære alles, okay, maar hy is nie mekaar nie, sy vind dit net. En my vrou sê, ons moet die pille gooi, scatter, dan gaat sy so, en sy gaan eet. En sy kry elkeen, ek gooi tot van hulle aan die spens in, en van hulle onder die stoel in, maar sy kry dit. En ek doen dit gestrand, gooi ek dit so. En ek wou nog gaan, om die enetjie wat ek dink sy nie sien nie, net so, jy weet, na dit te skop. En terwyl ek nog dink om dit te doen, toe sy op pad, en die oomblik toe sy dit doen, toe praat die Here in my hart. En hy sê vir my, as ek en jy weet waar ons geestelike kos is, hoef niemand ons te wys wat die waarheid is nie. Ek sê, Here, ek verstaan nie lekker wat jy nou vir my sê met my hond se kos nie. En die Here sê, die wêreld wil altyd sê, hierso is dit, hierso is dit, hierso is dit, hierso is dit. Ek wil vandag vir jou sê, as die antwoord te maklik was, is dit nog nie die Here gewees. Want die wêreld kom sê, hierso, hierso, kom stamp jou kop, kom maak jou fout, gaan dit so voor jou neus hou, dan word ek en jy mislei, want ons weet nie wat die waarheid is nie. Dan sê hy verder, hy sê, want daar is geskrywe,
Hy wat die wyse mense in hul listigheid vang en verder. Die Here ken die gedagtes van die wyse mense. Dit is nietig. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Nou wil ek gou jy moet hierdie verstaan. Paulus kom skryf hier en hy kom maak hierdie mooi beeldspraak. En hy kom sê 3 goed vir my in hierdie stuk. Die eerste ding wat hy vir my en jou sê is, ek en jy is medewerkers saam met God. Punt. Dit kan nie verander nie. Maar hy kom sê ook, en hierdie wen my. Ek soek dit gou vir julle skrif wat ek hier ook vir julle moet deel. Die tweede ding wat hy sê is, mag niemand op sy eie roem bou nie. Hy sê, mag niemand bou op wie jy is nie. Tegenweer dat dit wat jy is, jou talente, dit wat ek bring, ek kan vanmorgen met jou eerlik wees, dit wat ek na die kerk toe bring, wil ek vandag vir jou sê, is nie waardig om op te bou nie. Maar dit wat ek jou vertel van hom, is waardig om op te bou. Dan kom sê hy vir my 'n mooi ding. Hy kom sê, hou op na ander mense luister oor hoe jy my moet dien. Nog even sê, allemaal pastoor, jy sê ons elke week. Nee, ek doen nie. Ek help jou. Maar ek beleef so in my gees, dat daar buite is daar soveel valsheid, dat ek en jy begin twyfel in wat die waarheid is. En dan eindig hy om te sê, en dit het my gebed, laat niemand op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Nou vra ek jou hierdie vraag, hy kom sê wat aan ons behoort, al hierdie, die waarhede, die fondamente, hy kom praat hier van die goud, die silwer, die kosbare stene, die hout, die hooi, die stompels, hy kom praat van al die goed, en as jy 'n bietjie 'n studie gaan doen, gaan jy verstaan wat al daai beteken, is eintlik verskriklik mooi. Gaan doen 'n studie, dis eintlik baie mooi, maar ons het nie vandag tyd vir dit. Hy kom praat van al die goed wat ons het. Nou wil ek vandag vir jou kom sê, as ek 'n kar het, nee, wat myne is, en ek het net 1 kar nodig, hoekom gaan ek nog een wil hê? As ek sit met die kos wat die waiter nou net vir my gebring het, wat ek nou net bestel het, hoekom gaan ek nog bestel, as ek reeds dit het? Jy sien, in die fisiese wêreld eet ons eers, en as ek nog honger is, dan bestel ek nog. Nee? Maar in die geesteswêreld wil ek en jy al die borde op die tafel hê en niks klaarmaak nie. Nee? Jy gaan vir alles betaal, maar jy is nie bereid om dit klaar te maak nie. Maar ons wil alles hê, ons wil alles tot ons beskikking hê, maar ons is nie bereid om dit op te eet nie. Ons los dit al hê. En die Here kom gee vir my hierdie skrif. Kan ek hierdie stelling net maak? Te veel mense wil roeping hê, wat hulle vlees sal behaag, en hulle posisie in die wêreld sal verhoog, in plaas van om net nederig te sê, Here, dis wie ek is, gebruik my. Te veel keer kom ek en jy op 'n plek waar dit oor my gaan en nie oor hom nie. Te veel keer kom ek op 'n plek wat ek eerder wil roem in dit wat ek gedoen het, as wat dit wat die Here gedoen het. Dan wil ek vandag vir jou sê, ons is besig om die tempel te bou nie. Hy sê, Matteus 16:24, hy sê, ek wil dit vir jou lees. Ek sien ek het dit hier geskryf en ek het dit nooit uitgetik nie. Hy sê, en dit is, ja, breek my so 'n bietjie. Hy sê, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Klink dit nie vir jou so bietjie bekend van wat ons nou net hier gelees het, toe hy gesê het, Here, laat hom weer dwaas word nie.
En ek het weer so 'n bietjie asof hier 'n lyn getrek word tussen Here, ek wil lewe, maar ek moet my lewe verloor. Here, ek wil meer van U weet, maar ek moet eers dwaas word. Hy kom vertel vir my en jou dat ek en jy moet oorgee aan ons wee in die feit. Ons is baie goed baie keer om te maak of ons weet waarvan ons praat nie. En die Here kom sê, ek wil weer jy moet daai plek kom, waar dit soewerein is, net die waarheid. Ek wil weer jy moet op 'n plek kom, wat jy my weer in die klein dingetjies raak sien, en nie hierdie massiewe openbarings wil hê die skrif uit nie. Ek gaan lees hierdie week weer, my eerste vers wat my ouma my geleer het, en ek ken hom tot vandag nog al die jare, was Spreuke 3 vers 6, so dit aanhoudend vir my geleer. Min het ek geweet hoe nodig ek het gaan hê, later in my lewe. Maar ken hom in al jou weë en hy is jou paai gelyk. Ons ken daai skrif. Wat sê vers 5? Nou wil julle, wie gaan voor my daar wees? Wat sê vers 5? Ja, sê. Hy sê iets moois. Hy sê, moenie op jou eie insig staat maak nie. Vertrou op die Here met jou eie hart en moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken hom in al jou weë en sy jou paai gelyk maak. Wees nie wys in jou oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Ek ken hierdie. As ek 'n Bybel kry, julle kan sien, hierdie highlighters se kleur maak hulle nie eens meer nie. Is dit die eerste vers wat ek highlight? En ek wil vandag vir julle sê, weet jy hoeveel keer vat die Here my terug na dit toe? Hy sê, of vir my, wat ons nou net gelees het in 1 Korintiërs, het julle dit ook gesien? Toe sê hy, vir my, vir jou wat, dink jy slim? Sê hy, word net weer verlief op die simplicity van my woord. En glo dit. Glo dit wat hier staan. As hy sê, ek is die kop en nie die stert nie, glo dit. As hy sê, ken my in al jou weë, moenie op jou eie wysheid saad maak nie, dan moet ek dit glo. En ek moet dit leef. En ek voel so, ons is op 'n plek, wat die Here vir ons kom wys. Hoe moet die kerk lyk, voor hy kan terugkom? Want die kinders van die Here het slim geraak, die kinders van die Here het wys geraak, die kinders van die Here het moeg geraak. Omdat ons vergeet het, wat is die eenvoudigheid van die boodskap? Hy sê, gaan dan heen, verkondig. Maak disippels. Ek wil afsluit. Met 'n ander deel. Hy sluit hierdie skrifgedeelte af. Kom ek lees julle van hier af. Hy sê, of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenwoordige, of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. En dan eindig hy hierdie 1 Korintiërs 3. Hoekom behoort dit aan ons? Hoekom besit ek en jy hierdie waarhede? Hoekom besit ek en jy hier met hierdie gawe, hierdie roeping waarmee ons besig is? Hoekom sit ek en jy met dit? Want julle behoort aan Christus Jesus, die Seun van God. Daai is die enigste rede hoekom ek en jy kan roem in wat ons het, en kan sê wat ons het, en kan bid vir hulle wat siek is, en kan duiwels uitdryf, en kan profetiese woord gee, en dat ons op 'n plek kan kom en net vreugde in iemand se lewe te kan wees, omdat ons behoort aan Jesus Christus. En kan ek vanmôre met jou eerlik wees? Mag ek? Ek gaan in 'n geval, is altyd goed om te vra. Want, dit is al begin, so gaan lees bietjie 1 Korintiërs. Begin sommer van voor af. Want 1 Korintiërs 4 se eerste vers
So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Hy sê ek en jy moet beskou word as hulle wat intiem saam met die Here is. Nou gaan jy vanmôre vir my vra, wat is die verborgenhede van die Here? Weet jy wat is dit? Dis daai dingetjie wat net ek en hy oor chat. Dis daai belofte wat hy vir my gee, wat net tussen my en hom is. Dis daai mooi dinge wat die Here vir net jou wys. Die kerk het 'n plek geword en hier is my eerlike deel. Wat ons so besig is om kinders van die Here na die Here toe te lei, dat ons nie uitkom by die wêreld en hulle na kinders van die Here toe lei. Het jy gehoor wat ek sê? So besig om Sondag na Sondag kinders wat die waarheid weet, weer na die waarheid toe te lei. En ek het vir die Here gesê vroeg in my bediening, ek sal nooit daai ou wees nie. Want 'n vet skaap gee gal. Nee? As jy te veel vet eet, dan gee dit gal. Nee? Vond dit baie lekker nie. Vanmôre vir jou die volgende kom sê. Ons kan nie vetgevoerde skape in die kerk wees nie. Jy is hier vir 'n rede. Jy is hier vir 'n doel. Jy is hier om te kom hoor, waarmee kan ek iemand gaan bemoedig? Waarmee kan ek iemand mee 'n gesprek gaan hê? Hoekom sit ek hier vandag? Is om die wete te hê dat ek iewers kan gaan en 'n verskil gaan maak. So ek gaan vanmôre vir jou bid. En jy moet nou mooi hoor wat ek gaan bid. Here, ek kom bid vanmôre vir elkeen wat hierdie woord hoor. Here, gee hulle geleenthede hierdie week om Jesus se hande, se voete en sy hart te gaan wees en sy waarheid met iemand te deel. Ek kom bid dat U dit so aanhoudend sal doen dat hulle daai persoon 3 keer sien as hulle die eerste keer nie geluister het nie. Ek kom bid, Here, dat U ontmoetings met mense sal reël saam wie ons tempels kan bou. Saam wie ons fondasie kan lê. Saam wie ons waarhede kan deel, Here, wat in die vuur getoets kan word en dit sal oorwin. Here, ek kom bid dat wanneer alles verby is en alles gegooi word, dat U Gees gehoorsaam uit in ons harte sal bewerk. That you will know the truth and the truth will set us free. Maar bo dit alles bid ek, Here, dat weet jy nie, jy is 'n tempel en 'n tempel van die Heilige Gees. Here, gee ons die nodige insig, kennis en wysheid, geleenthede om te gaan, te doen, te wil en te werk vir U koninkryk. Hoekom, Here? Want Vader, U woord sê, Vader, wie ons is a force to be reckoned to. Wie ons is, Here, kan die dood of die lewe of die teenwoordige toekomstige dinge nie oorwin nie. Want Jesus word verheerlik in die naam van Jesus. Amen.